Politieke partye maak hul wenslysies vir die staatsrede bekend en Israel sluit by die VSA se president Donald Trump se Vredesraad aan. Goeiemiddag en welkom by die visuele nuusbulletin in Afrikaans op Pretoria FM. Ek is Dian van der Berg. Verskeie politieke partye en meningsvormers het reeds al verwagtings vir vanaand se staatsrede op openbare platforms geopper. Die DA sê hy wil sien dat president Cyril Ramaphosa ekonomiese groei en buitelandse beleggings ontsluit. Die VF+ wil hê die president moet die belange van Suid-Afrikaners eerste stel en die IFP het op hul beurt gesê daar is groot uitdagings met betrekking tot landelike veiligheid, jeugwerkloosheid en misdaad wat prioriteit behoort te geniet. Daar word verwag dat Ramaphosa na die aanstelling van 'n elektrisiteitsminister geen beerdkrag as groot sukses sal voorhou, ondanks die feit dat Suid-Afrikaners in sonkrag begin belê het. Met die plaaslike regeringsverkiesing in die vooruitsig, behoort die president volgens kenners ook klem te lê op dienslewering op munisipale vlak, maar die nasionale waterkrisis behoort ook op die agenda te wees. Die staatsrede sal om 7 uur vanaand deur president Ramaphosa vanuit Kaapstad se Staatssaal gelewer word. Ontevrede inwoners van Johannesburg gedreig om die ANC by die komende plaaslike verkiesings te straf na 'n omstrede opmerking van die Gautengse premier Panyaza Lesufi oor die waterkrisis. Lesufi het tydens 'n mediakonferensie gesê hy ervaar ook watertekorte en moet met tye na 'n hotel toe gaan om te stort. Die opmerking het woede ontlok met inwoners wat sê dit toon dat hy uitvoeling met gewone mense se swaar kry is. Lesufi het later om verskoning gevra, maar inwoners beskuldig hom steeds daarvan dat hy uit 'n bevoorregte posisie praat. Die sakereddingspraktisyns van die suikerreus Tongaat Hewlett het die Hooggeregshof dringend versoek om die maatskappy onder voorlopige likwidasie te plaas. Dit volg nadat ooreenkomste met die beoogde koper, die Vision Consortium, verval het en die reddingsplan onuitvoerbaar geword het. Volgens die praktisyns kon Vision en die Nywerheidsontwikkelingskorporasie nie oor finansiering ooreenstem nie, terwyl nuwe eise deur die konsortium die proses verder ontspoor het. Hoewel die takke in die buiteland nie geraak word nie, word duisende plaaslike werknemers en verskaffers nou deur grootskaalse onsekerheid in die gesig gestaar. Israel se premier Benjamin Netanyahu het aangekondig dat Israel by die Amerikaanse president Donald Trump se Vredesraad aangesluit het. Beeldmateriaal is vrygestel van 'n dokument met sy handtekening op oor Israel se aansluiting na sy vergadering met die Amerikaanse minister van buitelandse sake Marco Rubio in Washington. Die raad vorm deel van Trump se vredesplan vir Gaza om toesig te hou oor die gebied se tydelike regering. Trump het daarna gesê die raad waarop hy as voorsitter sal dien, sal uitgebrei word om wêreldwye konflikte aan te pak. En die Amerikaanse akteur James Van Der Beek, veral bekend vir sy hoofrol in die gewilde 1990s tienerreeks Dawson's Creek, is gister op 48-jarige ouderdom oorlede. Sy dood is deur sy amptelike Instagram-rekening aangekondig. Van Der Beek het in November 2024 bekend gemaak dat hy aan kanker ly. Hy het in 1998 bekendheid verwerf as Dawson Leary, 'n sensitiewe tiener en aspirant rolprentmaker in die trefferreeks wat gefokus het op jong mense se eerste liefdes en lewenservarings. Van Der Beek word onthou as een van die bekendste gesigte van laat 1990s tienertelevisie. Dit bring ons aan die einde van vandag se Afrikaanse nuusbulletin op Pretoria FM. Tot môre.